Welkom by nog 'n episode van Wat kook in die kombuis, 'n maandelikse video-insetsel wat ek aan Litnet stuur om te vertel van boeke wat ek gelees het die afgelope maand. Maar eers my kenwysie. Koffie en woorde. Swart koffie met woorde. Koffie en woorde. Swart koffie met woorde. Swart is die nag wat verby is. Wit is die oggend wat wag. Goud is die dagbreek en rooi is die wond van my pyn. Blou is die lig hier agter my woorde gordyn. Koffie en pyn, koffie en woorde, koffie en wyn. Ja, eintlik is ek nie veronderstel om hier in my studio te sit en 'n video-opname te doen nie. Ek is eintlik veronderstel om in die bed te lê want ek is siek. Ja, ek is nou al 10 dae lank platgetrek met 'n lelike griepvirus. Ek begin nou so stadig aan weer mens word. Gelukkig het ek nie die afgelope 10 dae enige sosiale verpligtinge of konserte gehad. Ek kon net lees en ja, ek het vreemde goed gelees soos julle net nou gaan agterkom. Ek het hierdie maand net een nuwe boek gekry in 'n winkel voordat die siekte my plat getrek het, so ek is 'n bietjie uitvoering uit met wat gebeur in die letterkunde, veral in Afrikaanse letterkunde, verskoon my, maar okay, laat ons vinnig gesels oor die een nuwe boek, die Engelse boek wat ek gekoop het. Toe ek hierdie boek gekoop het, ek dink dit was ook op 'n lughawe. Ek koop mos al my boeke op lughawens. Was ek nie in die mood vir iets literêr nie. Ek was nie lus om iets ingewikkeld en moeilik te lees nie. Ek verdeel my leestyd so 50-50 tussen ernstige of literêre werke en dan populêre werke. Ek glo 'n mens moet ook kan lees net vir ontspanning. Dit moenie altyd voel soos werk nie. Nou, hierdie boek het ek gekoop met die doel om 'n lekker leesstorie te kry. Ek wil myself verloor het in 'n cheap thriller. En hierdie boek het so ideaal gelyk. 6 friends, one remote hotel, a long overdue reunion. Welcome to the Hitchcock Hotel. Geskryf deur, ek kan nie haar naam uitspreek nie, of sy naam nie, Stephanie Wrobel. Anyway, so lyk dit. Nou maar goed, dit is 'n lekker dik boek, oor die 300 bladsye, en ek het die hele boek deurgelees in my siekbed, want ek raak toe nou siek toe ek van die lughawe af terugkom, en daar is ek nou plat getrek, en ek het net hierdie $1 boek om te lees. En ek was regtig in die mood vir iets cheap en iets grillerig, 'n storie wat my bang maak. Baie keer is 'n mens lus vir 'n storie wat so ongeloofwaardig en so cheapskate is, maar jy's bang. Nou, kan ek dit nou reguit sê? The Hitchcock Hotel met sy pragtige omslag en sy wonderlike write-ups agterop en voorop is 'n kakboek. Dis 'n uiterste kakboek. Ek was so ontsaglik teleurgestel. Want met hierdie gegewe kon die skrywer soveel wonderlike goed doen
as sy harder probeer het, al het sy al die clichés nagevolg. Ek bedoel, The Shining, Othello, Stephen King, go there. If you want to write about that shit, do it. And do it properly. Daar's iets te sê vir bangmaak stories. Dit hoef nie altyd fucking van literêre gehalte te wees nie, maar selfs dit kon Stefanie Wrobel ongelukkig nie reg kry nie. Op die ou end is dit net 'n cheap whodunit en daar is geen skriknagte nie, geen slegte weer nie, geen isolasie van die buitewêreld soos wat 'n mens sou hoop nie, geen spooke eers nie, nie eers in kamer 137 nie. Dit was so 'n boring boek. Ek beveel dit glad nie aan nie. Jammer, Penguin fiksie. Hierdie keer het jy dit nie vir my gedoen nie. Maar nou wil ek julle vertel van 2 goeie boeke. Ja, goeie literêre boeke, wel soort van, as die mens dit mag sê. Toe ek nou platgetrek is in die bed en ek is net by die huis en ek kan nie boekwinkel toe gaan nie en ek is te siek om 'n e-mail te stuur vir Etienne Bloemhof, dit is om vir hom te vra, stuur vir my 'n nuwe boek, ek wil dit lees. Ek was ook nie eers lus vir nuwe boeke nie. Toe gaan grawe ek rond in my versameling Afrikaana en ek trek 2 boeke uit. Ek het 'n trotse versameling Afrikaanse boeke wat ek gekoop het 'n paar jaar terug by 'n versamelaar teen 'n appel en 'n ei en dit is vir my wonderlik. Hierdie boek dis 'n drama, 'n toneelstuk van W.A. de Klerk. Kyk hoe pragtig het hierdie ou boeke gelyk, nê? En hulle ruik so lekker. Die jaar van die vuuros. Eerste druk 1952 en hierdie is die 4de druk 1959. Nou ek onthou die jaar 1959. Ek was 5 jaar oud. Tussen die ouderdom van 3 en 5 het 'n bietjie vroeër, sê wanneer het ek leer loop? Ek het leer loop toe ek so 2 jaar oud was. Maar voor ek leer loop het en ook na die tyd het ek daarvan gehou om deur die huis rond te kruip en dan kom ek by die boekrak en op my maale het hulle paperbacks wat hulle graag lees op die gewone rakke gehou en heel op die onderste rak wat niemand ooit kan sien nie. Veral nie as jy 'n groot mens is nie, was die Afrikaana boeke wat hulle geërf het by my oupa. My woordeboek oupa, Dr. P.C. Skonees. En daar was al hierdie amazing goed wat ek later sou erf. Boeke uit die 30er jare en sommige eerste druk. Dit was net te fantasties. So ek het myself leer lees. Dit was moeilik op die ouderdom van 3 of 4, maar ek het myself gedwing om hierdie boeke te probeer lees. My eerste indruk van boeke is baie swaarmoedig. Dit is sulke plaashuise, sulke prentjies van die Karoo, en spooke en mense wat te perd van die een plaas na die ander ry om te gaan vry met die bure se dogter. Eintlik is dit 'n goeie agtergrond om te hê, né? Die lokale realisme van daai jare. Is dit fantasties nie? En die jaar van die vuuros is 'n fantastiese voorbeeld. Hoewel die storie afspeel nie op 'n Karoo plaas nie. Dit maak nie saak nie. Dit is 'n ou Afrikaanse boek. Dit is tog 'n Karoo plaas. Ek het vergeet. Ek raak deur mekaar met die boeke wat ek gelees het. Ja, hierdie gebeur. Dit is net te wonderlik. Wag, ek moet julle hierdie inleiding lees van die hoofstuk 3. Kom ons kyk. Die tweede bedryf, die derde bedryf. Is dit nie ongelooflik nie? Ek is nou daar. Ek moet net kyk waar dit het my so beïndruk. Ja. Die enigste, dus hier beskryf W.A. de Klerk nou hoe die verhoog moet lyk. Die enigste beligting kom van die felle maanlig wat deur die oop vensters val en aan alles in die kamer 'n nuwe, byna groteske voorkoms verleen.
'n koor van paddas en krieke laat die nag vibreer. Dit is nie fantasties nie. En dan nou die tema van die toneelstuk is vir daardie tyd verstommend modern. W.H. de Klerk is besig om rasseverhoudinge te ondersoek op 'n manier wat niemand anders in die jaar 1952 eers wou dink om te doen. Hy lewer kommentaar op dinge wat gebeur. Ek wil net so een paragraafie van die dialoog lees. Goeiste. Wat ek niet gou daar plek kry waar ek... Hier is hy. Die generaal sê, van watter brief praat jy? Hoe dan nou, my kind? En dan sê 'n karakter met die naam Emma. Die een van Kemp, oor die oordrag van Okonjenje aan die Naturelle Trust. Die ou woorde, die ou benamings. Die generaal is sommer op die plek kwaad en hy sê, oordrag vervlaks. Wat is dit ook met Piet? Die man weet mos hoe sake staan. Duidelik is die generaal 'n bietjie van 'n rasis en die Emma is 'n bietjie vooruitstrewend en innoverend. Selfs in die jaar 1952 was daar al hierdie spanning tussen die ouer geslag en die jonger, meer innoverende denkers wie se idees later sou seevier. Ja, wat 'n fantastiese boek om weer te ontdek. En nou gaan ons nog verder terug in die geskiedenis na die jaar 1928. Nasionale Pers Beperk het hierdie boek uitgegee. Die titel kan ek nie uitspreek nie, ek sukkelde. Jan van Schaffelaar en sy vriend. Kyk hierdie fantastiese omslag. Dit is nou regtig 'n ou boek, geskryf deur Nico Hofmeyer. Dit is 'n skrywer wat ek nie nou onthou nie, maar hier is ook 'n lys van ander boeke wat hy geskryf het. Kykies in ons geskiedenis het hy geskryf. Kykies vir kinders en hy het 'n kinderverhaal geskryf met die naam Fani. Die inhoudsopgawe lees soos 'n roman op sigself. Hoofstuk 1, die held van die verhaal. Hoofstuk 2, 'n verloving. Hoofstuk 3, Frank en die herder. Dan staan hoofstukke met name soos Wouter gewond en gevang. Die liefdedrank, 'n skaamtelose minnaar. Maria uit 'n klooster geroof. Kyk, 'n mens kan jouself verloor in hierdie ou stories. Jy kan jouself letterlik verloor. Dit is net die ongelooflikste goed om nou weer te ontdek. Ook in terme van die taal. Die taal was verstommend modern. Okay, 1928 het ons al soort van Afrikaans gepraat, min of meer soos ons dit nou ken. Daar is baie mintekens oor van die Hollandse roots. Afrikaans was toe al Afrikaans, né? Dit gaan, ek wil net 1 of 2 paragraafies lees. Die ruiter is met blydskap deur ou Griet, die diensmaag van die huis, toegelaat om binne te kom, waar hy vrou Martha en haar dogter Maria met naaldwerk besig aantref. Welkom Jan, hoe gaan dit? Ag, hoe bly is ek om jou weer te sien. Dit was natuurlik die jonge dogter van 18 jaar wat haar minnaar so aangespreek het. Sy was in deug en sedigheid deur haar ouers, veral deur haar moeder opgevoed, en algemeen is een van die mooiste meisies van Amersfoort beskou. Ja, kyk, dit was ons letterkunde in die ou tyd. Dit is waar Afrikaans vandaan kom. Ek is so bly, ek was hierdie maand siek in die bed.
Anders het ek nie weer hierdie boeke ontdek nie. Miskien gesels ons volgende maand weer oor 'n paar nuwe publikasies, maar fok dit. Ek is nou nog besig, my kop is nou nog op 'n ander plek. Tot later. Dankie vir die geduld.